In 2022 het ons te maak met propanoon, butanoon, pentaan-2-oon en 3-metielbutanoon. Hierdie is natuurlik almal ketone wat ons hier voor ons sien. Nou vergelyk ons verbinding C en D met mekaar en ons moet die verskil in smeltpunte moet ons volledig verduidelik. So hier het ons aan die linkerkant 2-metiel butanoon en aan die regterkant pentaan-2-oon. En wat baie duidelik uitstaan is die feit dat ons 'n vertakking het by die 2-metiel butanoon, terwyl by die pentaan-2-oon het ons slegs 'n reguit ketting. Volledige antwoord: die pentaan-2-oon het 'n langer kettinglengte en minder vertakkings. Daar's met ander woorde sterker intermolekulêre kragte by pentaan-2-oon as by 3-metielbutanoon. Jy het meer energie nodig om die intermolekulêre kragte te oorkom en dus het pentaan-2-oon 'n hoër smeltpunt. Ons het dan 'n tabel met reguit ketting primêre alkohole en dan ook word die dampdruk in kilopascal gerapporteer. Onthou, dampdruk is omgekeerd eweredig aan kookpunt. Hoe hoër die dampdruk, hoe laer die kookpunt en hoe laer die dampdruk, hoe hoër die kookpunt. Ons het al in vorige video's gepraat oor dampdruk, maar dit is die druk uitgeoefen deur 'n damp in ewewig met sy vloeistof in 'n geslote stelsel. Skryf 'n gepaste gevolgtrekking vir hierdie ondersoek neer. Soos wat die aantal koolstowwe van die primêre alkohol toeneem, is daar ook baie bepaald 'n afname in die dampdruk. En wat ons daai kan aflei is dat met 'n toename in die aantal koolstofatome is daar 'n toename in die kookpunt van die betrokke primêre alkohol. Dan moet ons die IUPAC naam neerskryf van die alkohol met die hoogste kookpunt. Hoogste kookpunt, laagste dampdruk en 0,124 is ons laagste dampdruk. So nou moet ons die IUPAC naam van daardie primêre alkohol neerskryf en dit is hexan 1-ol. Die eksperiment word nou by 320 Kelvin herhaal. Onthou dit was aanvanklik by 300 Kelvin. So sal die dampdruk van elke verbinding toeneem, afneem of dieselfde bly. En die antwoord is dit gaan toeneem. Hoekom sê ek so? Wanneer die temperatuur styg, dan beweeg die deeltjies vinniger en meer molekules ontsnap na die dampfase. Dit beteken meer molekules is in die dampfase en gevolglik verhoog dit die dampdruk.